Goeiedag liefdes, hier is ons nou in die paar stil dae tussen Kersfees en Nuwejaar. Die wêreld voel amper asof dit vir 'n oomblik net asem kan skep, nee? En dalk doen jy dit ook. Dis gewoonlik juis hier in hierdie dae wat jou gedagtes begin dwaal na wat voorlê, nee? Die vooruitsigte van 2026, nie noodwendig met paniek of onsekerheid nie, maar met daardie sagte vraag in jou hart wat vra, wat wag vir my volgende? Wat het 2026 vir my in stoor? En dis interessant, want dit is presies hier in hierdie onseker spasie waar meeste mense een vers meer aanhaal as meeste, nee? En ek dink ons almal ken hom, dis 'n baie bekende vers, Jeremia 29 vers 11. Ons sien dit op koffiebekers, op Instagram posts, dis op my Facebook die hele tyd. En tog, ek dink baie keer lees ons dit net eenvoudig te vinnig. Die Here sê, ek weet watter gedagtes ek het aangaande julle, sê die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir julle 'n hoop en 'n toekoms te gee. Let op waar die vers begin. Nie by jou planne nie, nie by jou sekerheid nie, maar by God se wete. Hy sê nie, julle gaan alles verstaan nie. Hy sê dat hy is die een wat weet. En miskien is dit die belangrikste waarheid waarmee ek en jy moet instap in 2026. Want jy en ek, ons weet nie alles nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Jy weet nie wie deel van jou jaar gaan wees en wie nie deel van jou jaar gaan wees nie. Mense het hoop, mense het 'n verwagting, maar ons is nie seker nie. Niemand van ons weet wat gaan die volgende seisoen vir ons inwag nie, maar God weet. En hy weet wat hierdie jaar vir jou beteken in 2025. Hy weet wat jou moeg gemaak het, hy weet wat jou geïnspireer het, hy weet ook wat jou gevorm het. En hy is die een wat weet wat kom, selfs al sien jy dit nog nie. Geloof, geliefde, beteken nie dat jy met 'n volledige plan die nuwe jaar moet instap nie. Geloof beteken immers dat jy met vertroue moet instap. Nie vertroue in jou eie vermoë nie, maar vertroue in 'n God wat reeds vooruit is. So voor jy begin dink aan nuwe doelwitte en nuwe besluite, rus dalk vandag net eers hier. Rus in die gedagte dat God is nie onseker oor jou toekoms nie. Hy is die een wat weet en hy is goed. Môre praat ons oor hoekom 'n nuwe jaar nie outomaties 'n nuwe lewe beteken nie, maar vandag begin ons hier. Ons begin by hierdie waarheid, by 'n God wat weet wat jy en ek nog nie weet nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die belofte van Jeremia 29:11, dat u weet wat is die planne wat u het aangaande ons, goeie planne wat u koester goeie gedagtes vir ons. En wanneer ons kyk na 2026 en ons is dalk onseker vir wat voorlê, ons is selfs opgewonde vir wat voorlê, mag ons ingaan met die wete dat u is reeds in die toekoms en u is die een wat die beste planne vir ons in store het. En daarom, Vader, leer ons, lei ons, rig ons en help ons dat elkeen van ons vandag sal besef, wanneer ons begin kyk na die nuwe jaar, na wat voorlê, dat ons sal instap met die vertroue dat u is die een wat reeds in die toekoms is. Ons loof u daarvoor, ons eer u daarvoor, en ons bid dit alles in die bitter mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.